Goeiemôre, welkom so, Sondagmôre. Hierdie opstandingsoggend. Spesiale welkom wil ons sê vir al ons moeders, vir ons ma's vandag. Mag jy 'n baie geseënde Moedersdag hê. Ons sit er net voor ons 'n woordjie lees, so op hierdie Sondagmôre, op hierdie opstandingsoggend. Ons net herinner, ons het die laaste 3 Sondae so 'n bietjie met u gepraat oor fondasies en ons sê die krisisse in die lewe kom openbaar fondasies. Ons sê ons moet ons lewe op Jesus, hierdie onbeweeglike rots hê. Want al sou ek en jy die storms van die lewe beleef en ervaar, gaan ons lewe staande bly wanneer ons op Jesus gebou is. En ons het ook gesê dat ons moet let ook hoe bou ons op hom, hoe lewe ons op hom, want ons aardse lewe gaan eendag in die ewigheid, gaan dit die vuurtoets van die ewigheid staan. En as ons dan die werke wat ons gedoen het staande bly, gaan ons loon ontvang. Maar ons het ook die vorige Sondag bietjie met gepraat en gesê, hoor mooi, die storms van die lewe openbaar nie net vir môre op watter fondasie ons gebou is nie, maar dit openbaar ook wat in ons lewens aangaan. En baie moeilikheid was voor die storms al daar. Die storm is 'n geleentheid om ons lewens te verander. Soos die verlore seun wat teruggekeer het na sy pa se huis toe. Maar die storm is ook 'n oomblik van ons lewe wanneer matte onder ons voete weggeneem word of ons opnuut te vra, waaroor gaan die lewe? Dit vra na sin, dit vra na betekenis en ons kan opnuut weer die betekenis en die sin van die lewe in Jesus Christus ontdek, in God ons hemelse Vader ontdek. Waarom is ek hier? Wat is die doel? Want jy weet nie wat navorsing het gewys dat dit een van die grootste behoeftes is, nie net wat mense het nie, maar wat jong mense het, om te weet. En as jy in Christus Jesus is, kan jy vanmôre weet dat God 'n plan met jou lewe het. Maar ons lees vanmôre saam in Genesis hoofstuk 1 vers 26 en 27 en ook in Genesis hoofstuk 2 vers 21 tot 24. En ons lees vers 26, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die see, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het God hom geskape, hoor mooi, man en vrou, en hy het hulle geskape. En dan in vers 21 van Genesis 2 lees ons hoe God die vrou gemaak het. En hy sê, toe die Here God 'n diep slaap op die man laat val. En terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en in die plek daarvan die vlees toegevou. Kom ons stop net vir 'n oomblik. Iemand het eendag gevra, dominee, waarom verstaan 'n man 'n vrou nie? Toe sê iemand, ja, hy was in 'n diep slaap. Toe sy gemaak is. Net so 'n grappie. En nou lees ons verder. En die Here God bou toe die rib wat hy van die mens geneem het, tot 'n vrou en hy bring haar na die mens. En toe sê die mens, dit is nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat, sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Ek wil ook net verwys na Galasiërs hoofstuk 6 vers 2, waar die Here sê, eer jou vader en jou moeder. Dis die eerste gebod met 'n belofte, sodat jy lank kan lewe op aarde. Nou broer en suster, in hierdie gedeelte is daar 'n paar waarhede wat ons vind. In vers 27 van Genesis 1 is die eerste groot waarheid is dat God maak ons man en vrou, twee unieke besondere geslagte. Belangrik ook om te sê dat vanmôre belangrik hierdie waarheid, God maak ook net hierdie twee geslagte, man en vrou. Die tweede groot waarheid wat ons vind is in Genesis 2 vers 24. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat, hy sal sy vrou aankleef en hulle twee sal een word. Dit sê vir ons vanmôre dat die huwelik is net tussen 'n man en 'n vrou en dat die man uiteindelik sy vader en moeder sal verlaat om hierdie vrou aan te kleef. Letterlik, hulle sal vas aan mekaar gegom word, sê daardie woord verkleef, sodat hulle een kan word. Die derde groot waarheid is, God maak hulle gelyk.
God maak hulle gelyk en hy bring harmonie tussen manne en vrouens in die huwelik. Nou sal jy vir my sê, Dominee, maar dis daarom ons nou nie meer waar nie. Ons weet, want daar het iets gebeur, daar het 'n sondeval plaasgevind. Hierdie mens in die 4de waarheid wat na die beeld van God geskaap is, nou hoor nou mooi, beeld van God, kan ons sê dit beteken 3 dinge. Eerste plek is die mens heers hy soos God, want sy heers oor die skepping. Die tweede sê God vir die mens, hy gaan nie net oor die skepping heers nie, maar God praat ook van die mens wat nou 'n verhoudingswese is soos hy, wat nie net in 'n verhouding met hom kan leef nie, maar ook in 'n verhouding met mekaar kan leef. Maar God maak ons ook moral beings, mense wat die sin vir reg en verkeerd het. Met ander woorde, wat is die wese van God? God is ware geregtigheid, ware heiligheid. En dis is juis hier waar ons sien toe die mens hierdie beelddraer van God sondige mens word hy gevalle beelddraers. En die hele Nuwe Testament handel eintlik hoe God hierdie beelddraer kom herstel. Hoe God hom kom in Jesus Christus alleen, in Christus deur geloof alleen, hierdie gevalle beelddraer van God, kom die Here om herstel. Maar luister mooi vanmôre, die eerste waarheid vanmôre wat ons met u wil deel, vanmôre rondom Moedersdag. Die eerste ene is dat dit was nie net die man wat na die beeld van God geskaap is nie. Dis nie net die man wat 'n gevalle beelddraer van God is nie, maar luister nou mooi. In vers 27 sê God, laat ons mense maak na ons beeld en gelykenis. Man en vrou het hy hulle gemaak. Ons wil vanmôre aan die vrouens sê, jy het ook die stempel van God se beeld op jou. En God het daardie stempel op jou lewe kom plak. Hy het hom kom op jou lewe sit. Ja, net soos die man is jy vanmôre ook 'n gevalle beelddraer, wat in Jesus Christus herstel moet word, sodat jy volkome jou vrou wees en jou moederskap kan kom uitleef. Want broer en suster, luister nou mooi, die feit dat God se stempel, sy beeld op ons gestempel is, eers sê in die eerste plek dat ons praat van ons waarde. Met ander woorde, dis daar waar ons waarde vind. Maar dit wys ook vanmôre in die tweede plek, dat ons nood het om in ons verhouding met God herstel te word. En in die boek van Galasiërs kom Paulus so baie duidelik en hy sê, daar is geen ander evangelie nie. En wat is hierdie evangelie waarvan Paulus hier praat? Hy praat van die evangelie waar God die wêreld in Jesus Christus kom versoen het. Daarom sê hy, genade alleen, in Christus alleen, deur geloof alleen, wanneer ek en u ons lewe aan hierdie wonderlike Here, ons lewe aan Jesus oorgee en ons hom in ons lewe innooi as verlosser en redder, kom die Here om ons te kom herstel as beelddraers van God. En dan kan ek en jy as vrou en moeder waarlik ons geloof en ons Christendom uitleef. As, luister mooi, as 'n vrou en as 'n moeder. Maar die tweede waarheid wat ons vanmôre hier met u wil deel is dat dis belangrik om te verstaan dat die vrou, het ons reeds gesê, is gelyk aan die man gemaak. Sy is gemaak om as 'n vrou en as 'n moeder 'n vererende vernoot, hoor nou mooi, en 'n gekoesterde metgesel vir haar man te wees. Sy's nie 'n slaaf nie, manne. Sy's nie 'n huishoudelike artikel nie. Nee, sy's kosbaar gemaak as vernoot en as gekoesterde metgesel vanmôre. En vrouens, hier lê vanmôre 'n groot waarheid. Die fokus van dit wat in ons gesinne plaasvind, moet gefokus wees, luister nou mooi, op die man-vrou verhouding en nie eerste plek op die ouer-kind verhouding nie. Die mees permanentste verhouding vanmôre, luister nou mooi, vir u wat vanmôre getroud is, vir u wat vanmôre nog in 'n huwelik is jou verhouding met jou lewensmaat, met jou man. En daarom is dit die belangrikste verhouding naas God in die gesin. En daarom moet daar op daai verhouding gefokus word. Want luister nou mooi, binne hierdie liefdevolle verhouding van 'n man en 'n vrou, wanneer daar die liefde is, vind die kinders veiligheid. Hulle vind sekuriteit, hulle vind hulle self in hierdie
liefde wat daar tussen 'n man en 'n vrou staan, en dit is ongelukkig 'n krisis in ons dag. Hoeveel enkel ma's praat ek nie vanmôre mee nie. Eintlik daardie huwelike wat opgebreek is. En ons sê God het gemaak vir mans en vrouens om oor die weg te kom. U sê vir my dom nie. Jy kan mos nie 'n vrou verstaan nie. Luister gou, God het gemaak, het ons geskaap. Hy sê lewe verstandig met die vrou saam. En daar wil ek vanmôre vir u sê, ons moet ons huwelike oppas. Want die huwelik, daardie man-vrou verhouding, is die grondslag. Die gesin is die grondslag vanmôre van 'n samelewing. Iemand het eendag gesê, soos dit in die gesin gaan, so gaan dit in die kerk. En soos dit in die kerk gaan, so gaan dit in die regering. Broer en suster, daarom is dit so krities belangrik. In die 4de plek vanmôre, in 1 Petrus hoofstuk 3 vers 1 tot 2 skryf Petrus aan die vrouens. Hy sê vir hulle, as julle saam met iemand lewe, 'n man lewe, wat ongehoorsaam aan die woord is, moet julle hom deur julle lewenswandel vir God wen. Hy sê julle uiterlike versiering moenie gefokus wees op mooi oorbelle en mooi klere en mooi gremering nie. Hy sê nou nie julle mag julle nie mooi maak nie. Ons hou daarvan as julle mooi maak. Maar hy sê dit moet nie die fokus wees van jou skoonheid nie. Hy sê luister nou mooi. Hy sê mamas, jou skoonheid moet van binne afkom. Jou skoonheid moet van binne afkom. Daardie verhouding wat jy met God het. Jou kom ons noem dit 'n godsvrugtige lewe. Luister nou mooi. Jy moet jou verhouding met die Here uitleef. Want hoe ek en jy leef maak saak. En daarom wil ek vanmôre vir jou sê, liewe mamma, geloof. In die Engels sê dit vir my mooi. Hy sê geloof, faith is not taught. Faith is caught. Dit word gevang, dit word gesien, dit word gemodelleer. En wanneer jy as moeder in jou huis jou geloof uitleef en dit modelleer, gaan nie net jou man nie, maar gaan jou kinders dit in jou lewe sien. En gaan hulle daardie voorbeeld van jou wil volg, want jou skoonheid is nie net omdat jy 'n pragtige mens van buite is nie, maar jy's 'n pragtige mens van binne. En daarom wil ek vanmôre op hierdie Moedersdag vir ons mamma sê, vir elke mamma sê, laat jou innerlike, laat jy van binne af 'n mooi mens wees. En jy kan dit alleenlik wees wanneer jy Jesus toelaat om die senteras van jou lewe te word. Wanneer jy Jesus toelaat om vanmôre die een te wees wat elke area van jou lewe binne in sy beheer het. En dit vloei uit hom uit. Want hy is nou die een wat beheer het daaroor. Maar vanmôre in die laaste plek wil ek 'n woordjie rig aan ons kinders. Jy weet in Eksodus 20 vers 12 en dit word herhaal in Efesiërs 6 vers 1 en 2 en ook in Matteus 15 vers 4 sy gee hierdie baie belangrike opdrag. Hy sê kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees. Hy sê vir ons dan in die tweede vers van Efesiërs 6, hy sê eer jou vader en jou moeder. Dis die eerste gebod met 'n belofte, sodat jy 'n lang lewe kan hê. Hoor nou mooi, dit was die eerste gebod, hoor nou mooi, want die eerste 4 gebooie gaan oor liefde tot God. En die eerste gebod wat gaan oor die verhouding met mens, is die verhouding is daardie gebod, is eer jou vader en jou moeder. En dis die enigste gebod met 'n belofte, sodat jy lang kan lewe op aarde. Daardie eerste gebod, broer en suster, het te doen met my verhouding. Want onthou, die eerste tafel van die wet gaan oor my liefde tot God, en die tweede deel gaan van my liefde tot my medemens. En hierdie is die eerste en belangrikste verhouding, is ons verhouding tot ons ouers. En in hierdie geval vanmôre, die fokus van ons verhouding tot my moeder. Luister nou mooi, God vra van kinders om hulle ouers te eerbiedig, te respekteer, om na hulle te luister, dat ons, wanneer ons ouers ouer word, dat ons vir hulle sal sorg. God
roep ons tot 'n verantwoordelikheid as kinders teenoor ons ouers en daarom kom ons vanmôre om ons moeders te kom vereer vanmôre. Ek besef vanmôre dat almal van julle het nie noodwendig vanmôre 'n goeie verhouding met jou ma nie. En daar is baie redes daarvoor, dinge wat gebeur het. Maar luister mooi, God vra jou vanmôre. Nie omdat sy dit verdien nie, maar omdat sy jou moeder is. Daardie woordjie eer beteken letterlik, die Griekse woordjie beteken dat jy waarde daarop moet sit. Jy value. Wat is die value? Wat is die waarde wat dit vir jou het? Wat is die betekenis wat dit vir jou het? Wat is die waarde wat ons vanmôre op ons moeder sit? Jy weet, samelewing het gewys, navorsing het gewys, waar kinders ongehoorsaam en rebelle is en ongedissiplineerd is, broer en suster, vernietig dit nie net 'n gesin nie, dit vernietig ons samelewing. En is binne hierdie gesin wat 'n kind gevorm word, daar waar hy leer om die leiding van sy ouers te neem. Daar waar hy sy ma en sy pa respekteer. En daarom is my gebed vanmôre, broer en suster, dat en vir jong mense, dat ons waarlik vanmôre ons ouers sal kom respekteer. Dat ons respek en gesag vir hulle sal hê. Dat ons na hulle sal luister. En ek praat nou van die wat nog vir die minderjariges. Kyk, ons nou ouer word, sê ons nie ons moet nie meer na hulle raad luister nie, maar ons hoef daarom hulle nou nie weet aan alles gehoorsaam te wees nie. Ons kan daarom nou al ons eie besluit te neem. Maar vir julle, vir kinders wat nog kinders is, God roep julle vanmôre. En daarom kom ons op hierdie Sondagmôre om aan ons moeders eer te kom bewys. En ons bewys daai eer deur hulle te respekteer. Ons kom wys daai eer aan hulle om gesag, om ontzag vir hulle, om hulle te value. Kom ons value hulle vanmôre. Ek wil afsluit. Ons het vanmôre so 'n bietjie met u gepraat en gesê dat die vrou is soos die man na die beeld van God geskep, maar sy het saam met die man het hulle in die sonde geval en is daardie beeld van God in die mens geskend. Dis beskadig, maar in Jesus kom dit herstel. Daarom het ons nodig om Jesus Christus, hom as 'n verlosser en redder in ons lewens te ontvang en in hom alleen. In Christus alleen kan God mense met hom versoen. Kan ons daardie toegerekende geregtigheid ontvang wat Paulus praat, wat kom deur geloof in Jesus. Ons het gesê vrouens is spesiaal want hulle is gemaak om as vererende vernote en as gekoesterde metgeselle van hulle lewensmaat te leef. Ons sê die fokus is belangrik want dit gaan hier oor die huweliksverhouding, die man-vrou verhouding. Hoe lyk dit met julle huwelik vanmôre? Mamma, en vir julle wat die mammas wie se lewensmaats nie meer hier is nie, weet ons, dit is nie so van toepassing op julle nie. Maar ek glo vanmôre dat vir julle wat hierdie kosbare verhouding gehad het, hierdie kosbare lewe saam met daai man van jou gehad het, verlang vanmôre na hom en mis hom. Dit is so 'n kernbelangrike verhouding wat God gemaak het, waar binne kinders groot gemaak kan word. As die huwelik uit mekaar uitval, val die gesin uit mekaar uit, val die kinders uit mekaar uit. Maar moeders, vanmôre roep God julle 1 Petrus 3 vers 1 tot 3 om skoonheid van binne te hê. Hoe lyk jou voorbeeld vanmôre? Straal jou die liefde van Jesus hier uit jou lewe uit? Kan jou kinders en jou man dit sien? En ten slotte 'n boodskap vir die kinders vanmôre. God sê eer jou vader en jou moeder. Want dis die eerste gebod wat oor die verhoudings gaan. Daardie tweede deel van daardie tafels van die wette van die Here. En dit gaan oor jou verhouding met jou ouers, jou verhouding met jou moeder. En as jou verhouding met jou moeder nie vanmôre goed is nie, wil jy nie vanmôre opnuut net gaan sodat jy daardie verhouding kan verbeter en werk aan daardie verhouding wat jy met jou moeder het. Want broer en suster, dis 'n opdrag van die Here. En hy sê hierdie eer en respek en hierdie waarde wat jy in jou ouers het, luister mooi sê, dit gaan saam met 'n belofte dat jy lank mag lewe. So ons wil op hierdie Sondagmôre wil ons vir elkeen van ons moeders, so terwyl die son hier uitkom, op hierdie pragtige Sondagmôre, op hierdie opstandingsdag, wil ons vir môre honor. We want to give honor to our mothers.
Ons wil hulle eer vanmôre want God sê, eer jou vader en jou moeder. Met 'n belofte dat jy lank kan lewe hier op aarde. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom vanmôre om saam as 'n gemeente, en nie net ons gemeente, maar vir elkeen wat vanmôre saam luister, om vanmôre ons moeders te kom vereer. Here, to honor them, to give value to them. Dankie Here dat ons vanmôre wil kom bid, en dankie vir die waarhede wat ons kom opnuut bevestig het. Here, dat U is die Here wat die man en vrou gemaak het. U is die Here wat die verskillende geslagte gemaak het. Here, en ons is verskillend. Maar het ons gemaak om in harmonie vanmôre saam met mekaar te lewe. Het ons gemaak na U beeld, maar Here, daardie beeld is deur die sonde beskadig, en daardie beeld, Here, is, daarom sien ons nie meer die Here so duidelik in mekaar nie, maar Jesus, U kom met dit herstel. Wanneer ons tot geloof en redding in Jesus kom God nie net om as moeder my beeld te herstel, sodat ek as 'n moeder God in hierdie wêreld kan uitleef nie, maar ook vanmôre as 'n pa en elke mens as 'n kind, om hierdie beeld van God uit te leef in hierdie wêreld. Baie dankie Here dat ons vanmôre net so vir U wil loof en prys. Ons wil vanmôre vir U lof en eer bring, Here, ten spyte van hierdie tyd waarin ons is, want ons is op Jesus gebou. En Here, ons let hoe ons bou. En Here, wanneer U kom openbaar in ons lewe, daardie dinge in ons lewe wat vanmôre nie reg is nie, kan ons dit kom regmaak, want ons het in hierdie tyd 'n geleentheid, Here. Baie dankie dat ons dit kan bid in Jesus se naam. Amen en amen.